BraaiTrack word beskryf as 'n ontwrigter binne in die finansiële dienste sektor as gevolg van hulle innoverende aanslag tot lewensversekering. Skalk Malan, uitvoerende hoof van BraaiTrack, sluit nou by my aan. Hallo Skalk. Hallo Diva. Skalk, julle het so van hierdie droomverhaal. In 5 jaar groei julle tot 'n besigheid van wat meer werd is as 1,5 miljard rand. Dis 'n droomstorie in 'n industrie wat so kompeterend is. Waar inskryf jy julle sukses toe? Dis 'n breë vraag, maar waar is daai sukses? Nee Diva, dis 'n baie goeie vraag. Ek dink die sleutelding wat ons sukses gedryf het was die mense. En ons het vroeër gepraat van die feit dat ons diverse vermoëns saamgesnoer het, dit op 'n gelyke grondsvlak regtig geïntegreer het mekaar om die beste antwoord te kry. Jou bemarking, produkontwikkeling saamwerk, jou stelselsontwikkeling saamwerk. Dan saam met dit, die vermoë om deur te druk. Jy weet, ons glo altyd in mense wat saam staan dieselfde droom het. Ek dink dit was 'n baie belangrike ding. Ons het gekom om die industrie te wil verander, want ons het geglo daar's 'n groot leemte in produkontwikkeling. En dan dink ek weer die laaste sleutelelement is die produkontwikkeling. Ons het 'n produk ontwikkel wat sê, in die verlede het mense soveel as 40% van hulle premies afgestaan oor dekking wat hulle nie reg ooit nodig gehad het nie. En om net daai behoefte aan te spreek om te sê presies koop wat jy nodig het, en daai besparing deur te voer aan die kliënt, het dit regtig gelei tot 'n suksesverhaal. Dis my fascinerend dat jy fokus op innovering, want dit is soort van, as jy 'n klein besigheid is wat teen groot ouens baklei, is innovering dikwels dit wat jou kan uniek maak of jou soort van in die industrie inkry. Tot watter mate vorm innovering deel van julle kultuur? Wel, die van op alle fronte, van die produk wat ons na ons kliënte toe vat, ek het vroeër gepraat van daai vermorsing uithaal in die premies, daar's 'n klomp ander dinge in die produk, maar selfs tot 'n eenvoudige ding om net te kommunikeer met jou kliënt op 'n ander basis wat moontlik in die verlede gebeur het, om regtig die kliënt deel te maak, om die kliënt te help verstaan hoekom gaan hy deur hierdie proses, hoekom werk sy produk so, komplekse goed soos eise definisies wat baie keer nogal moeilik is medies om dit te kan verduidelik. So ons het regtig uitgegaan om elke produk, elke proses te probeer innoveer, en dit het regtig ek dink was 'n deurbraak vir ons in ons besigheid. Daar's baie ouens wat dieselfde storie het as julle, van hulle sit in 'n korporatiewe omgewing en hulle sien 'n gaping binne in die mark, en dan sê hulle, goed, dis nou die regte tyd vir ons om ons eie besigheid te begin. Waar was julle punt? Waar daai punt gekom het julle gesê het, goed, nou is die tyd, want julle het almal uit 'n discovery omgewing uitgekom. Hoe het jy geweet dis nou die tyd om te spring? Wel, Divan, ek dink daai antwoord is vir elke persoon dalk bietjie anders. So ek kan vir my persoonlik praat. Ek kan vir jou sê ek het gekom uit 'n produkontwikkelingsomgewing, en vir my was net om te sien daai behoefte om te sê, kan ons dinge anders doen vir ons kliënte? Kan ons vir hulle 40-50% meer dekking gee as wat hulle voorheen gehad het? Kan ons vir hulle die vermoë gee om hulle produkte verander soos hulle lewe verander oor tyd? En daai dryf, daai wil, saam met my vennote, het ons gesê, ons wil 'n industrie verander. En dan van daar was daai besluit amper maklik om die spring te maak, want jy glo regtig in wat jy doen, wat jy kan doen om jou industrie te verander, en dan volg jy jou droom, en jy volg daai gevoel van, jy weet wat jy doen is reg. Ja. Dis een ding om 'n besigheid te begin, dis 'n ander een om hom volhoubaar te laat groei. Saam met groei, en julle het massiewe groei gehad in die laaste 5 jaar, kom seker sy eie unieke probleme. Wat was julle probleme of julle struikelblokke? Ja. So die van, ek dink baie belangrik, ons, soos jy gesê het, ons is in 'n baie kompeterende mark gewees, en dit verg dat jy konstant moet jouself krities kyk, kan sê, kan ons dinge beter doen. Ek sal sê van die groot struikelblokke om jy het 'n produk, en jy moet seker maak veral in lewensversekering dat jou produk kan diensbaar bly, want dit is 'n langtermyn kontrak. Ek meen, ons sluit 'n belofte dat as iets gebeur met iemand, sal die produk betaal vir sy familie en so van al jou sisteme, jou prosesse moet saam ontwikkel met dit, en dit verg 'n groot hoeveelheid van dissipline, en regtig slim dink om dit by te bring. So van daai groot uitdagings om dit te doen, en dan om te aanhou te groei. As ek kyk na
Sanlam wat nou groot aandelehouding in Braaitrak gekoop het, daai vermoë om aanhou te kan bly groei en sulke vennote in te kry. So dis wat ek jou wil uitdaag is 'n klein besigheid kan innoverend bly en hulle is dikwels beweeglik of agile, sê mense in Engels. Is die feit dat Sanlam julle oorgekoop het 'n groot, baie ouer maatskappy, nie juis 'n struikelblok vir dit. Hoe hou Braaitrak sy identiteit en hoe bly julle so innoverend en beweeglik? Divan, dis 'n great vraag. Ek dink, Sanlam het ons geïdentifiseer as 'n innoverende maatskappy. Hulle het die waarde gesien in die produk, hulle het die waarde gesien in die mense, soos wat ek vroeër van gepraat het, en hulle belê in daai vermoë van mense om dit voor te bou en saam met hulle ondersteuning van 'n beleggersperspektief om markandeel te groei. So daai ding wat Braaitrak spesiaal gemaak het, word behoue gebly en ek dink deel van ons ooreenkoms met hulle is presies dit. So Sanlam het 'n baie goeie track record om dit presies te doen. In die korttermynversekering in Suid-Afrika sowel as internasionaal het hulle vermoë ontwikkel om beleggings te identifiseer wat innoverend is, maatskappye wat innoverend is, hulle belê in hulle en hulle laat daai maatskappye floreer in die mark wat hulle is. En so ons is baie opgewonde oor hierdie vennootskap en hierdie belegging van hulle en ons glo dit gaan ons net meer die vermoë gee om te kan doen wat ons gedoen het tot dusver. Skalk, dit is so lekker om met Afrikaanse entrepreneurs te praat. Hierdie is nie die laaste keer wat ons gaan praat nie en ek sien baie uit om te sien waar sit julle in die volgende 2 of 3 jaar. Baie dankie.